Goeiemôre. 24 November, 'n paar antwoorde vir refugee vrae lewe in Amerika. Die eerste een is 'n vraag oor kroniese siektes. My skoonpa het kanker en hy benodig sekere kroniese medikasie en so aan. Hoe vinnig as hy in Amerika aankom, gaan hy staatsmedies begin kry? Hoe goed is die staatsmedies en hoe vinnig sal hulle sy kroniese medikasie kan cover? Nou, daai is alles moeilike vrae om te antwoord. As jy aankom in Amerika, gaan hulle jou sign up vir medical aid, staatsmedical aid, terwyl jy op die program is. Daarna gaan jy jou eie moet doen, as jy op jou eie gaan. Maar dan af hoe oud is jy ook en waarvoor sal jy kwalifiseer en vir hoe lank. Daai gaan ook bepaal word en jou medies gaan doen in Suid-Afrika. Gaan hulle bepaal wat se medies, wat kan hulle cover vir jou. So onthou net een ding, is sekere mediese goeders kan ook verhoed dat jy Amerika toe kom. Maar dit 100%, daai sal ek nie weet presies wat dit is en dit hulle sal weet. So, dit is belangrik om daai tipe vrae ook te vra, sodra jy gaan vir jou medies en vir jou onderhoude, vra daai vrae vir jou mense wat jou onderhoud doen en vir jou medies, dat jy kan weet wat kan jy verwag as jy hier aankom. As ek my bestuurslisensie kry in Tennessee, is hy goed vir die hele land of net vir Tennessee? Nee, as jy 'n bestuurslisensie kry, en maak nie saak in wat se staat nie, jy kan ry in enige staat, reg oor Amerika, kan jy rondry met hom. As jy trek, jy bly in Tennessee, jy het 'n lisensie gekry in Tennessee, en nou trek jy permanent California toe. As jy daar kom, gaan jou lisensie moet convert van Tennessee na California. So jou lisensie, onthou net jou adres, jou permanente adres is die adres wat op jou lisensie moet wees, en dan obviously daai staat, so jou lisensie vir jou uitreik as jy klaar een het, of jy een moet doen. Iemand vra, hoe werk tandartse? Ek is nie seker wat hulle bedoel by dit nie. Tandarts is 'n tandarts, soos in Suid-Afrika. Ek het nie regtig 'n idee wat jy spesifiek wil weet van tandartse, so jy kan uitbrei op die vraag. Tandartse is deel van jou medies, hang af wat sy medies jy het, jy moet baie keer aparte medies uitneem, insurance vir tandarts, ander medies cover tandartse ook tot 'n sekere bedrag, maar tandarts is 'n tandarts, ek gaan tandarts toe, ek moet nou weer môre gaan, dat hulle my 1-2 tande uittrek, julle kan sien, die klomp missing tande in my mond, ek het een of ander disease of 'n ding, en so as die 2 tande uitgetrek is na môre, so oor 3 maande is my gums geheel het, dan sal ek weer 'n full back tande het, so sal dit replace. So tandarts, party plekke is tandartse, party versekerings laat jou soos ons laat jou net toe $1,200 'n jaar per persoon vir tande. Dit cover enigiets, as enigiets oor dit gaan met jouself inbetaal. So, as jy 'n probleem mond soos myne het, wat jy moet kort krone kry en root canals kry, 'n kroon kan maklik $900 wees, jy weet, en dan vat jy gebruik jy jou tande insurance op vinnig. Maar as jy net gewone gesonde tande het, jy nie 'n probleem nie. My vrou en my dogter het gewone gesonde tande, en hulle kry gaatjies hier en daar, hulle moet geboor word of gestop word, maar nog nie een van hulle se tande was oor die limit van wat die insurance cover nie. Net myne was al oor. Dan is daar 'n storie wat rondloop, dat die 7,500 cap is klaar vol, en mense gaan nog 'n jaar moet wag voor hulle kan gaan. Ek het dit al voorheen gesê, moenie rumors asseblief, moenie rumors glo wat net rondloop, of dit versprei nie. Daar is geen amptelike ding enige plek wat ek kon sien, of iewers kon sien, dat die 7,500 cap klaar vol is, en niemand kan meer kom nie. So, nie dat dit jou afsit nie, jy gaan doen jou proses, gaan dan met jou aansoek, doen jou proses, hulle sê jy laat weet wat aan die gang is. Ek sê jy sê, hulle sal definitief op correspondence uitmaak, wat sê, okay, die 7,500 is nou vol, en ons hold nou op aansoeke tot die volgende jaar, hulle sal dit weet. Op die oomblik gaan alles nog aan. Onsuksesvolle aansoeke, wat kan veroorsaak vir onsuksesvolle aansoeke weer?
dual citizenship. As jy dual citizenship met enige ander land het, gaan jou aansoek onsuksesvol wees. As dat dual citizenship in jou aansoekpakket is, en ander woorde, man, vrou en kinders, die man is die hoofaansoeker, maar die vrou is 'n UK citizen, of 'n citizenship by 'n ander land, gaan hulle vir hulle sê, ook en jy gaan try eers daai land, voor jy Amerika toe kom. So, dual citizenship, of in die pakket dual citizenship, of mense wat nie citizenship in Suid-Afrika het nie. As jy nie 'n burgerskap in Suid-Afrika het nie, en jy is nie in Suid-Afrika nie, dan gaan jou aansoek onsuksesvol wees. Obviously kriminele rekords kan onsuksesvol veroorsaak, maar nie alles nie, spesifiek, hulle sê jy laat weet as hulle background check doen, en dan sekere siektes of so kan dalk verhoed dat jy kom. Daai kan ek nie vir jou sê wat dit is nie. Ek seker daarvan TB is een wat hulle toets jou vir dit. As jy TB het, gaan jy nie kan kom nie. As jy AIDS het, HIV, as jy kans dat jy kan kom baie small of klein of niks. So daar is sekere, maar ek weet nie presies die mediese kant wat jy kan verhoed nie, maar daar sal mediese goed wees en hulle sal jou sê met die ondersoeke. Moet ek 'n paspoort hê om te kan aansoek doen? Ja, beslis moet jy 'n paspoort hê. So as jy nie 'n paspoort het nie en jy wil die aansoek doen, dat help nie begin met die aansoek nie, want verder af in die vrae wat hulle jou vra, moet jy jou paspoortinformasie invul, en as jy dit nie het om in te vul nie, want jy het nie 'n paspoort nie, dan stop jou aansoek net daar. Jy kan nie die vorms voltooi nie en jy kan nie save nie. So gaan doen jy jou paspoort en dan begin jy met die aanvraag, met die aansoek as jy wil. Is dit required dan in Amerika, is dit 'n vereiste dat jy 'n trekker in jou kar moet hê vir insurance en so aan? Nee, is nie 'n vereiste nie. Dus jy kan dit doen as jy wil, en party plekke gaan vir jou afslag op jou insurance gee as jy kan bewys jy het 'n trekker in jou kar, maar dis geen vereiste nie. Dis nie, nêrens wat ek al gesien het, is dit 'n vereiste vir versekering dat jy 'n trekker in jou kar moet hê nie. Enigiets wat jy in jou kar ekstra sit wat help om hom te beskerm, sal jou 'n discount gee, verseker. Evens iets soos, ek is 'n instrukteur vir defensive driving, en so as jy jou familie laat defensive driving klasse doen, en jy gee daai sertifikaat vir jou insurance, en kry jy discounts. Wat ons ook kry 'n discount is 'n app, ons het 'n app. Die app trek ons bestuur en alles. So daar's mos accelerometers in 'n selfoon en al die tipe van ding. Nou as ek ry en ek gebruik nie my foon glad nie, en ek ry mooi, ek gaan nie oor die spoedlimit nie, want daar's 'n GPS in jou foon, en sekere tye van die dag, en ek doen dit trek, en hulle kan my trek, my bestuurs styl, en hoe ek bestuur, ek breek nie hard nie, ek gaan nie vinnig nie, ek gaan nie vinnig omdraai nie, jy weet al daai, dan kry ek afslag. En ons kry $50 'n maand afslag op ons insurance, tussen die 3 van ons, kry ons $50 'n maand afslag, omdat hulle ons kan trek deur die app ons kan trek, en dan kry jy punte, jy weet, score. Ons almal se scores is oor 90%, want ons bestuur mooi, ons bestuur sekere tyd van die dag, ons gaan nie oor die spoedgrens nie, ons breek nie te hard nie, en ons gebruik glad nie ons foon terwyl ons ry nie. Daai tipe van ding, dan kry jy goeie afslag. Moet ek extra endorsements op my bestuurslisensie hê om byvoorbeeld trailers te sleep of karavaan te sleep soos daar in Suid-Afrika? Nee, jy het dit nie nodig nie. Sekere state kan jy miskien iets moet hê, ek het nog nie ingesien nie. Jy gaan 'n ekstra lisensie moet hê vir motorfiets, 'n endorsement vir motorfiets. Jy kan nie net as jy kar lisensie het outomaties gaan motorfiets ry nie. Jy moet 'n endorsement hê vir motorfiets. Maar jy het nie endorsements nodig om 'n trailer te sleep of 'n karavaan te sleep nie. Interessant genoeg, hier's mense wat RV's ry, jy weet daai groot busse wat 'n recreational vehicle is. Dis dieselfde groot is 40 voet groot, jy weet, dieselfde goed as 'n bus, as 'n city bus. Hulle is dieselfde size. 'n City bus driver het 'n commercial license nodig met 'n passenger endorsement. Maar jy kan daai groot RV bus wat dieselfde size is, gaan ry met 'n gewone driver's license, want jy het nie meer as 16 mense binne kan die bus nie. En is dit privaat gebruik, so interessant, jy het nie 'n groot commercial license nodig om 'n groot RV te bestuur nie. Jy doen dit so met jou gewone driver's license. Kan ek my springbokvel saambring? Ek gaan nie aanraai om dit op die vliegtuig te bring nie. As jy hom wil bring, sal ek jou aanraai, sit dit in 'n boks of rol hom op of iets en ship hom ding. Want dis nog steeds
iets wat kan geconsider word as 'n biologiese ding, jy weet, seker goed wat jy moet verklaar om in te bring. Maar ek wil nie as ek jy is, kom jy by die Jan Smits aan met jou Springbok vel wat opgerol is en iewers in jou tas is, of jy kom in Atlanta aan en hulle besluit, nee, hierdie ding kan nie wees nie, jy moet hom daar damp of hulle brand hom daar uit. So kyk eers op TSA se website, kan jy sulke goed saambring, en as jy kan, ek sal jou aanraai, as jy dit wil bring, sit dit in 'n boks en ship dit hierdie kant toe. Baie keer as jy goed ship so, dan gaan dit nie deur al die scans en goeders nie, en hulle kyk nie noodwendig daar nie, maar hulle gaan meer direk scan as jy dit op 'n vliegtuig vat. So dis dan die vraag vir vandag, gooi maar nog vrae op hierdie ene, en dan sal ons later weer praat. Hierdie week is ek donderdag en vrydag af by die huis met Thanksgiving en so aan, en die naweek, as ek enige live sal doen hierdie week, sal ek julle laat weet en vroegtydig waarsku. So kyk uit hier, miskien donderdag of vrydag daar rond, miskien doen ek weer 'n live Q&A. Maar intussen gooi die vrae hier, dan antwoord ek julle soos ek gaan. Baie dankie en geniet die dag.